Dis vir my regtig lekker om terug te wees. Ons was 4 weke laas hier gewees. Ek en Karen het vandag die otter gaan stap. Ons otter het Sondag begin en ons het die donderdag klaar gemaak. Dus ek sommer 'n paar dae in George en Mossel Bay bietjie daar bedien. Was goed vir ons gewees om so 'n bietjie daar af te gaan. Die otter vir enige iemand, ek beveel dit aan vir enige iemand wat wil suffer. Jy moet dit doen ten minste eenmal in jou lewe, gaan suffer. Gaan leer hoe om vergifnis te vra vir die Here, want dit gebeur baie waar jy trappies sing en nog trappies sing en nog trappies sing en nog trappies sing en nog trappies sing. Dit gebeur net so. Baie lekker, baie mooi deel van ons land. Dan Martha is siek, jy kan nie glo nie, sy word siek. Ek kan nie dit dink nie. So as jy gewonder het waar sy vanoggend, sy het siek geword. En dan ook, natuurlik weet julle nou al van Henny en Antoinette is al bewus van hulle. Henny bedien baie hier en Antoinette lag altyd vir ons grappies, Kliphard en Simonhuisen, want dis wat sy doen. Maar gou goeie nuus is dat Henny en Antoinette gaan nader staan aan hierdie gemeente, bedoelend dat Henny vat 'n klomp van my goed oor en prosesse en gooi sy gewig eintlik hier in. Bedoelend nie, dit is dalk nie die regte woord nie, sy gewig hier ingooi nie, dis nie wat ek bedoel het nie, ek bedoel sy kapasiteit wat hy het, binne in die gemeente en gaan 'n klomp goed begin doen hierso, so dis vir ons baie goeie nuus. En as jy gewonder het, wat doen Antoinette? Ek weet nie of jy bewus is van wat Antoinette doen nie, maar Antoinette is by ons CCI students, waar sy kyk na ons jong pastore wat opgelei word, is 'n incredible proses. So as jy dit nie geweet het nie, asseblief kom praat met haar, kom kuier met haar, miskien weet jy van iemand, miskien weet jy van mense, jong mense wat wil in die bediening ingaan, en mense besef nie altyd dat Doxa Deo 'n teologiese proses het, studenteproses het, waar ons eie predikante oplei. So sy is meer van haar hele ding, so asseblief kom vind by haar uit, sy is baie besig met dit. En dan is dit vir ons lekker om vir Henny te sê, dis lekker om te weet, hy staan baie nader aan hierdie gemeente en ons, en hy hardloop die span ook en is deel van die span nou, so dis regtig 'n voorreg om Henny te hê. Kom kuier 'n bietjie ook, as jy nog nie met Henny gesels het nie, hulle het jare se ervaring in die kerk, het al paar kerke geplant, en ons is bevoorreg as Rode Vallei, om regtig kapasiteit na hierdie area toe te bring, en dis lekker om dit te kan sê. Ons is besig, ja, wonderlik. Dis die mense met wie ek gereël het om hande te klap as ek dit sê. Ons is besig met 'n reeks doelgerig en toe ek begin het dink aan waarmee is die Here besig met ons as vennote en mense met wie ons kuier, want dis waar ons so half en half ons inligting kry om relevant te bly, is die stories wat ons hoor van die omgewing. En wat is God se woord oor dit? En terwyl ons met mense kuier, wat is die goed wat mense vir ons sê rondom hulle lewens? En ek wil vir jou begin met 'n woord vandag wat vir jare terug, en die meta-aans met dit hoor, jare terug nog toe jy net gebore is, toe ek die leier was hierdie die Metamorfo skrif gewees. Ek het nie geweet julle is hier nie, ek het gedink julle is by Kameeldrif en net by Kameeldrif. Maar hierdie was die skrif wat die Here vir ons gegee het vir ons studente. En hierdie boodskap is eintlik vandag ook wat by Metamorfo gebeur. Dis die tipe goed waarna ons praat. Dis nie 'n gap jaar nie. Dis 'n jaar van investering, maar dis 'n jaar van investering om voor God se spieël te staan en te sê, wat sê God oor my lewe? En 'n doelgerigte lewe is daai lewe waar jy voor God staan en hoor wat sê die Here oor jou lewe. Maar hoor gou wat sê die skrif in Jesaja 49 vers 2. Hy sê, en hy het my mond gemaak soos 'n skerp swaard, in die skaduwee van sy hand het hy my verberg, en hy het my 'n skerp pyl gemaak en in sy pylkoker my weggesteek. En hy het vir my gesê, jy is my knegt Israel, in wie ek my verheerlik. Dis hierdie incredible woord wat Jeremia beleef het, en ek het nou nie 'n sakkie vir 'n pylkoker nie, hierdie ding kom nou eintlik vas aan my boog, maar ek wil hom nou nie vasmaak nie, maar die Here sê, jy wat hier sit, is 'n pyl in sy pylkoker. Dis wie jy is. Ek gaan nou vir jou lees wat hy jou gemaak het, weet dit sommer maar net. Maar dan gaan hy
En hy sê, en ek gaan jou ergens uithaal. Moenie bang wees nie, ek skiet baie goed. So, hy het jou 'n pyl gemaak, ek het sommer 'n broadhead opgesit vir fun. Broadhead is maar net lekker. Jy giggel daar agter want jy's bang, nee. Maar hy het jou hierdie pyl gemaak en hy sê ek bær jou in my pylkoker, ek bær jou hier vir 'n spesifieke tyd, vir 'n spesifieke geleentheid en dan gaan hy en hy sit jou in die boge wat ek nie kan doen in hierdie omgewing nie. En dan mik hy, dan sê hy ek gaan jou stuur, ek gaan jou vat en ek gaan jou mik en ek gaan jou afstuur. Ek gaan jou skiet in 'n spesifieke rigting. Nou ons belewenis is dat daar nie fout is met God nie. God kan skiet. Hallo? God het nie 'n probleem met mik nie. Ons het 'n probleem met mik. Maar imagine nou die volgende. Jy is nou hierdie pyl. En die Here skiet jou nou af. En jy's nou uit die boog uit en hy nou die rigting bepaal. Hy skiet jou in 'n spesifieke rigting in. En hierdie pyl het purpose, want hy gaan nou in 'n rigting in. En soos hy vlieg, ek weet nie of dit al met jou gebeur het nie. Jou vrou sê jy moet iets gaan doen. En soos jy gaan, vergeet jy. Waar is Erika? Waar sit jy, Erika? Erika het nou daar agter geloop sy sin toe stop sy daar, gaan sy sê. Ek sê vir Erika, is dit ouderdom of wat het nou net gebeur? Sy sê ek het vergeet wat ek moes gaan doen het. Maar nou stuur jou vrou jou om iets te gaan doen en jy's nou uit hierdie boog uit en jy weet nou dit gebeur met ons almal en op pad soontoe dan vergeet jy actually wat jy moet doen. Dan moet jy nou teruggaan na jou vrou toe en dan weet jy hoe gevaarlik dit is. Dan probeer jy eers 'n minuut lank dink oor wat moes ek dit 'n pot. Wat moes ek sê? Ek weet nou nie meer wat en dan moet ek vir jou vra gaan sê ek het nie geluister nie. Maar dis die issue, jy weet ons staan by die Here en die Here wil eintlik eers vir die pyl sê wie hy is, want die pyl het hierdie incredible punt, hy het hierdie skills, metamorfo het hierdie skills. Dis die skills wat die Here hierdie pyl leer, dis die punt van die pyl. En dit is so scary dat mense vergeet dat as die pyl sy punt vergeet het, is die pyl puntloos. Ek self uitgedink. Hy's puntloos. It's pointless. As jy vlieg en jy vergeet dit wat die Here vir jou gemaak het en hierdie stafgedeelte is die karakter, is die krag, is die karakter wat die pyl hou in sy spesifieke rigting en hou die pyl solid en dan is daar veertjies wat hier agter is wat bepaal die rigting en God sê dis wie jy is. Ek het jou dit gemaak en dis scary julle oor hoe mense vergeet wat hierdie is. Dis scary. Dat God sê, ek het jou gemaak. God kom hier aan die einde en sê, in wie ek my verheerlik. Ek verheerlik my in jou. Hoekom? Want ek het jou hierdie skills gegee. Ek het jou skerp gemaak vir die lewe. Ek het jou geslyp en wanneer jy iets tref, gaan daar effek wees en jou karakter is solid want jy is gemaak na my beeld en my gelykenis en ek bepaal die mense rigting. Ek gaan dit alles vir jou baie mooi verduidelik en ek bepaal jou rigting en ek stuur jou in 'n rigting in. Maar soos mense deur die lewe gaan, dan vergeet hulle wie hulle is. Weet jy hoe ek het agtergekom? Ek kuier met mense. Ek sit spesifiek met 'n ou. Nou kuier ek met hom, baie suksesvol in sy lewe. Groot besigheid. Suksesvol. Nou, ek praat hy met my oor 'n klomp goed en op 'n tyd voel ek die Here sê vir my ek moet hom vra. Sê vir my ek moet hom vra. Wat is jou doel in die lewe? En hy begin babbel en ek luister hom so en seker na 2 minute wat hy net 'n klomp goed sê hy eintlik weet ek nie. En hierdie pyl wat afgeskiet is, hierdie pyl wat God op die aarde gesit het, hierdie incredible pyl wat God gemaak het ergens in die flight vergeet wie hy is en hoekom is hy hier? Hoekom is jy hier? Waarheen gaan jy? Wat is die doel van jou lewe? Wat moet jy bereik? Wat is dit?
Mense raak verdwaal en wanneer jy twyfel in die roeping wat die Here oor jou lewe het en hoekom God jou gemaak het en hoekom hy in 2025 jou uitgetrek het en gesê het, nou skiet ek jou in 'n rigting in en ek weet jy gaan 'n verskil maak in hierdie lewe. Jy gaan 'n effek hê op hierdie lewe, want ek is die een wat vir jou 'n doel gegee het. Ek is die een wat vir jou 'n dieper doel gegee het, net as om net hierdie lewe te leef en elke liewe dag net dieselfde te gaan en oor dieselfde te doen. Ons het in 'n mundane program ingeval. Dit is maar net wat ons doen. Ons gaan maar net aan. En nie gaan sit en dink aan jou lewe nie. En gaan sit en dink aan die effek van jou lewe nie. Gesit en dink dat God jou eintlik gestuur het. Hierdie lewe om ons is 'n baie visuele en 'n sintuiglike lewe wat ons soms insluk en die pyl vergeet so in die vlug van waarmee is ek nou weer besig? Waarmee is ons nou weer besig? En ek wonder of die kerk soms vergeet. Ek wonder of die kerk soms vergeet. Kerk is nie die organisasie nie, die kerk is ek en jy. Ek en jy is hierdie pyle wat God afskiet net in hierdie wêreld en sê, this is going to have an effect. Hierdie gaan 'n effek hê, hierdie gaan 'n effek hê, hierdie gaan 'n effek hê. En die pyle gaan uit en op pad soontoe is ons wêreld so sintuiglik en ewe skielik begin hierdie wêreld vir ons soveel saak maak en ons vergeet eintlik dat God jou geskiet het in 'n spesifieke rigting. En jy vergeet dit. Daardie dieper doel hoekom God jou gestuur het, raak verlore. Omdat ons vergeet dat God ons gestuur het. Johannes 1 vers 12. Hoor gou hoe mooi is die woord. Hy sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. Jy sien hierdie pyl, as hierdie pyl vergeet dat hy kind van God is, hierdie is ons bestaan van Christendom, hierdie is ons bestaan van ons lewe, dat ek sal besef, maar ek is 'n kind van God. God het my die mag gegee om sy kind genoem te word. Ek is God se kind en jy kan nie glo hoeveel mense twyfel in die feit dat hulle God se kinders is nie. Hoe sonde en ons eksterne wêreld so groot effek op ons lewens het, dat ons oor en oor vir mense moet verduidelik, maar jy is God se kind, jy's gered deur Jesus Christus, hy het jou nuut gemaak, hy het jou geherskep in Christus, dis wie jy is, jy is sy kind en alles wat jy doen vir 'n dieper doel moet kom van hierdie spesifieke plek af. As jy jou lewe baseer afskop van enige ander plek af, as die feit dat God my in sy pylkoker gesit het, God het my uitgehaal want ek is sy kind, en hy sit my in sy boog, en hy trigger my, hy sê, hy release my in hierdie wêreld, en dan is my afskoppunt, ek is God se kind, wat in 'n rigting in beweeg. Julle, daar's nie 'n verskil. Die taak kan 'n verskil wees, daar's nie 'n verskil in hoe God Jesus Christus in sy boog gesit het. En Jesus gerelease het, om 'n spesifieke ding te kom doen, en spesifiek iets te wees. Soos Jesus gestuur is, in 'n wêreld in, het God ons gestuur in 'n wêreld in. Soos Jesus die seun van God is, het ons kinders van God geword, en ons word gestuur as sy kinders, om in 'n rigting in te beweeg, en om nie net spesifieke goed te doen nie, maar om iets te wees. Ons grootste gedeelte in ons lewens, wat ek soms baie oor wonder, wat mense se purpose veroorsaak, is baie keer die target wat hulle tref, dit wat ek bereik, en nie wie ek is nie. Dit is so baie keer, as jy na mense luister en hulle wil vir jou kom vertel oor die doel van hulle lewens, dan praat hulle van die doele wat hulle bereik het, maar nie eintlik die purpose van hulle lewens nie. Dit raak dan ewe skielik hiërargies, dit raak om te bereik, dit raak om te achieve, dit raak en ja, ons gaan achieve, ja, ons gaan bereik, maar dis nie die dieper doel van jou lewe nie, is terwyl jy trek hier deur die lig, terwyl jy gaan, wie jy bly as pyl, wie jy is eintlik die hoër doel van ons lewens. Dis so sad dat hierdie wêreld so vinnig spring na om te bereik en nie te wees nie. En ons dieper doel is om te wees.
Ek dink baie mense besef nie as jy jouself verkeerd aanwend, as jy nie weet wie hierdie is nie, dan mis jy eintlik maar die doel van jou lewe. Dan mis jy eintlik die punt van jou lewe, is om te wees wie God gesê het jy moet wees. Ek wil eintlik vir jou so wys, die pyl in die koker is net so belangrik soos die pyl wat trek. God sien dit nie anders nie. Jy is my kind, jy is die een in wie ek welbehae het. Jy is die een, jy is geskep na my beeld en my gelykenis en jy is my God en ek vat jou en ek sit jou in my pylkoker en miskien ek het verhouding met God, ek het verhouding met die boogskutter, ek het verhouding met hom en ek's okay of ek hier is en of ek trek, maak nie saak waar ek is nie. Ek's okay. Ek's okay. Ek dink nie daar's iemand hier wat eendag voor God wil staan en sê ek het my lewe gemors nie. Is niemand hier wat wil sterf of almal gaan sterf en ons gaan voor God staan en sê Here, ek het my lewe gemors. Is dit nie great nie? Want jy sien die ander kant van om jou doel te bereik is om jou lewe te mors. Is om jou lewe te mors. En die Here sê ek het jou op aarde gesit sodat jy nie jou lewe mors nie. Jy kan nie glo met hoeveel mense ons praat wat voel hulle mors hulle lewens nie. Hulle mors hulle lewens nie. En die Here sê, ek het 'n plan. Ek het 'n doel. Jy mag nie jou lewe mors nie. Kyk gou wat sê Spreuke 19:21 ken ons baie goed. Hy sê 'n mens maak baie planne en koester groot ideale. Maar nie alles word waar nie. Wat die Here egter beplan, dit gebeur. Die Engels sê, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Daar's net iets rondom ons, het baie planne. Ons het nie 'n plan nie, ons het baie plannetjies. Ons het. En die Here vra ons, as jy nie jou lewe wil mors nie, moenie net plannetjies maak nie. Ek sien so baie keer, as ons in hierdie koninkryk van God en in Kameeldrif gaan ons begin met 'n reeks wat ek noem die 3 varkies. Self uitgedink. 3 varkies in die 3 huise en hoe sterk hierdie huise is. En ek beleef hoe mense nie verstaan hoe incredible dit is om in die koninkryk van God in te kom nie. En binne in hierdie koninkryk, ouens, is daar hierdie incredible purpose, maar mense binne in die koninkryk van God bou hulle eie koninkryk. En ek wil vandag vir jou sê, daar's geen koninkryk wat dit ooit sal aanvaar. Laat jy binne in die koninkryk jou eie koninkryk bou nie. En baie planne is daar. Hy sê die mense het baie planne, want hy het die mense die vermoë gegee om plannetjies te maak. Was dit Narcissus wat gesê het, plannetjies. Was dit Narcissus? Sê net ja. Ek dink is hy het altyd gesê, plannetjies, dan dink hy aan 'n plannetjie en dan gaan werk hy sy plannetjie uit om die haas te vang. Dit was hy. Nee, is nie, sy kan hom maak, kom, praat soos Narcissus, so kom gou hier. Simon, nee, praat soos Narcissus, sy kan soos Narcissus praat. Video hierso. Nie, moet hy praat nie. Wel, sy kan soos hy praat. Nee, sy weet wie Narcissus, ek is teleurgesteld dat sy nie Narcissus se karakter ken nie. Spyt met jou, my vrou. Ons is nie lekker nie. Ons is nie lekker nie. Luister, ons mag baie plannetjies en ons moet. Maar hoeveel van daai planne is eintlik in die purpose van die Here? En ek wil nie hê vandag, ek wil nie dit mekaar maak en as ek dit mekaar maak, is dit great, gaan na die Here toe laat hy jou uitsort. Maar die Here is die een wat binne in ons harte actually 'n klomp goed kom neersit. Eerstens oor wie ons is. Ons wil soveel doen. Maar God se plan is om vir ons te verduidelik wie ons is. Die grootste ding as ons aan ons kinders werk en met ons kinders daaronder werk en ons met Fusion werk en wat Metamorpho wil bereik, is om vir jou kind te sê wie hy is en nie waarheen hy moet gaan nie. Want dit sal kom. Maar ons is so besig om vir ons kinders, en jy moet so suksesvol wees, en jy moet so suksesvol, en ons moet jou voorberei om suksesvol te wees, om iets te tref, en dan dink ons, jy is suksesvol, en dan voel ons beter as ouers. Maar terwyl jou kind soontoe is, wie is hy?
Want die grootste probleme is nie wat ons bereik nie. Ons banke kan soms vol geld wees, ons rekenings, maar ons lewens val uitmekaar uit. En die Here sê, ek het 'n plan met my kerk, ek het 'n plan met jou, ek het purposes wat ek vir jou wil gee en die doel is oor wie jy is. Dis jou dieper doel, want as jy dit vind, soek eers die koninkryk en alles wat die Here wil hê jy moet wees. Soek dit. Hy sê die koninkryk is in julle, dis wie jy is wie ek is hier binne in my. Dis hierdie incredible voorreg wat ek en jy het, is om met God die pad te stap, om uit te figure wie ons is, en nie net eintlik wat ons moet bereik nie. Daar's 20 goed wat ek vir jou wil sê, punte. As dit jou eerste keer is, sterkte, bel iemand, WhatsApp hulle, daar bout gaan brand. Nee, ek het net 'n paar goed wat ek vir jou wil sê. Die eerste ene wat ek vir jou wil sê is 'n bietjie as jy so sit en jy dink, ek is besig om my lewe te mors, of jy is jonk en jy sê, hoe kan ek meer doelgerig leef? As jy sit en jy wonder, wat is die dieper deel van my lewe? Wat is die dieper doel van my lewe? Hier is 'n paar goedjies en ons kan duisende goed sê julle oor dit. Ek's mal oor om mense te help hulle self discover. Want dit is eintlik wat Meta doen, is hulle help jou om te discover. Jong mens, ek ontdek wie God my gemaak het. Dit is so incredible. Die eerste ding is, verbeel jou beste moontlike self. Die Here sê, vang elke gedagte vas tot gehoorsaamheid aan sy woord. Jou gedagtes oor jouself. As jy aan die beste voorbeeld kan dink van jouself, hoe sou daai voorbeeld lyk? Ek sê vandag vir jou, pile wil baie keer eerder 'n ander pyl wees. Ons is nie tevrede. Ek kyk na myself en ek kyk na my verlede en ek kyk na 'n klomp goedjies en ek kyk hoe ek lyk en ek kyk wat se talente ek het en dan dink ek, ek wens ek was eers so enetjie. Dan sê die Here vir jou, maar jy's hierdie ene. Jy's hierdie ene. Hoe lyk die beste hierdie ene? Jy gaan nie uit jouself uit kan kom nie. Slegte nuus, hoor? Jy gaan nie, jy's jy. Dis jy het dit. Maar hoe lyk die beste van wie jy is? Hoe lyk dit? Waar kry jy daai inligting? Waar kry jy die inligting van wie jy werklik is? As jy wil sit en sê, maar ek mors my lewe, dan begin ek vra jou vandag, begin vandag by, wat is die beste moontlike ek? En ek kry daai antwoord net in die Here. Daar's niemand wat jou so goed ken soos God nie, en as jy nie 'n verhouding het met die Here wat met jou praat nie, gaan jy vinnig glo wat ander mense van jou sê. Vinnig. Ons het een maatstaf en dis die woord van die Here. Ons het 2 Korintiërs 3:18 wat sê Christus is die spieelbeeld. Ek kyk na hom en ek sien myself in hom en ek sien die beste voorbeeld van wie ek is. Jesus is nie die voorbeeld vir my nie, is die voorbeeld van my, nê. Ons sê dit baie. Psalm 139, ek vergeet elke keer ek moet skiep. Hy sê, for you are formed in met my bril afval. For you formed me inwards, my inward parts. You knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it full well. Hoe braggerig skryf hierdie ou oor sy lewe? Hy sê, Here, U het my so incredible gemaak. Ouens, ons wil vir die wêreld vertel hoe great God is. Ons wil vir hulle vertel hoe amazing ons God is. Ons wil vir hierdie omgewing vertel, God is incredible. Maar dan kyk ons na onsself en ons sê, ja, yes, wil eerder die ander pyl wees. Maar jy vergeet daai pyl sukkel. Jy wil eerder hierdie en die Here sê, maar jy is so mooi gemaak en hoor hoe praat hy met homself. Hy sê, hoe mooi is die werke, Here? Hoe mooi is dit? Om nie toe te laat dat hierdie wêreld vir jou vertel wie jy is nie, maar om jouself te meet teenoor wie God sê wie jy is. So belangrik as jy enigstens jou doel rarig, jou dieper doel wil bereik.
Hoe lyk die beste voorbeeld van wie jy is? Die Engels sê the best version of who you are. Hoe lyk dit? Die tweede ding wat jy kan doen, identifiseer die goed waaroor jy omgee. Dink bietjie wat gebeur met goed wat jy, as jy gaan sit en jy dink oor, waarvoor gee ek regtig om in hierdie lewe? Jy weet, mense moet altyd deur 'n traumatiese ding gaan voordat hulle hierdie vraag begin vra. Hoekom doen jy dit? Ek kan trauma veroorsaak. Ek kan. Wie is eerste? Ons moet altyd deur een of ander traumatiese ding gaan, dan kom jy agter jou boks word geskit en te sê, okay, maar wat is nou weer belangrik in die lewe? Bedoelend, wat is die goed waarvoor jy regtig omgee? Want ons iets wat God in ons harte sit, daar's 'n resonansie wat plaasvind van as ek die koninkryk van God soek, dan verander die resonansie in my lewe. En dan resoneer daar ander goed in my hart, daar goed gebeur in my hart, dan besef ek as ek mooi gaan sit en dink, ek is soms so bekommerd oor goed, wat ek eintlik glad nie oor omgee nie. En die Here sê, maar wat is die goed waarvoor jy regtig omgee? 1 Timoteus 8. Hoor gou wat sê die woord hier. Hy sê, maar iemand wat vir sy eie mense en vir al sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloor en is slegter as 'n ongelowige. Hy sê die goed waaroor jy regtig moet omgee, jou doel in jou lewe, die primêre goed, die dieper doel, sê hy, dis die goed hier om jou, is hier die huisgesin van jou, is die goed hier om jou. En hy sê, 'n geestelike ou, as jy regtig wil geestelik wees en jou huis val uitmekaar en dan sê jy slegter as 'n ongelowige. Nuwe Testament sê, jy verstaan nie eintlik nie. Jy mors jou lewe. Ek kom uit so 'n huis uit, my stiefpa was 'n motorwerktuigkundige, diesel en petrol motorwerktuigkundige, het my van kleins af hard agter die kop geklap oor hoe 'n engine werk. Maar ons kar was altyd stukkend. Dit was die vreemdste. Hy is oorlede, so moenie worry nie, hy gaan nie kwaad wees oor wat ek sê nie. Luister, dis die issue is ons verstaan nie dat die goed wat vir ons die belangrikste raak, vra my, ek sien die bediening en vra vir Simon nou, soms is ons so besig gewees in ons verlede, is baie beter nou, dan kom jy agter, ek's 8 weke toe ek metaleier was ek 8 weke 'n jaar uit die huis uit, my kinders nie gesien nie, kom ek agter, sê, joh, het jy nou al, jy getroud, goeie man, ek kom, ja, wat, kyk hy, hy sê, brothers, I do not consider that I have made it on my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. I press on towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Weet julle, ons gee baie keer om oor meer wat mense sê, as wat God sê. Ons gee baie keer meer om oor wat ons in die verlede aangevang het, na vergifnis, pla dit ons nog steeds en dit nog steeds 'n effek. Ek kan tot bekering kom, ek kan gedoop word, ek word gedoop, die ou mens sterf, hy leef nie meer nie, die nuwe mens staan hier, en dan het die ou mens nog steeds 'n effek op die dooie mens, praat nog steeds met die nuwe mens, en hy is nog steeds 'n effek op die nuwe mens. Ek sien dit in mense se lewens, hoe die verlede jou bepaal. En die Here sê, jy het nodig om te sê, ek fokus op die goed waar ek regtig omgee, ek gee om oor wat God nou oor my lewe sê, oor wie ek is. So belangrik, dan die derde ding wat ek wil sê is reflekteer op jou lewe, wat is actually, so 'n bietjie naby aan die eerste een, wat is regtig belangrik? Nie net hier om jou nie net goed wat jy voel, maar hierdie goed is baie naby aan my nie, maar wat is die belangrikste goed in jou lewe? Dis daai goed wat jy vir die Here sê, Here, hier is die goed wat belangrik is. Ek het 12 jaar terug toe brand ek uit, onder andere 'n klomp goed wat in my lewe aan die gang was. En toe ek my lys gemaak en met die Here begin praat oor hoekom was ek so besig en hoekom het ek soveel goed aangepak. Ek het 'n krywa preek gedoen aan die begin van die jaar. Ek weet nie of julle dit kan doen en jy is op die internet gaan luister na hom. Daai krywa van my was oorlaai geweest. En toe ek vir die Here vra wat op hierdie krywa moet ek doen en nie doen nie. Dis dit nie eens die helfte van daai goed wat ek agtergekom het wat ek nodig het om te doen nie.
Want jy sê net ja, jy sê net ja, jy sê net ja, 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 nee, ja, ja. Nee, ja. En op die einde van die dag is dit nie eintlik wat jy moet doen nie. En ons laai ons goed en dan verloor hierdie pyl naderhand actually waarmee hy besig is, want dit is confused deur 'n klomp ander goed waarmee jy besig is. Maar wat moet jy regtig doen? En die laaste ding wat ek vir wil sê is wees altyd dankbaar. Weet jy, daar's iets in dankbaarheid nê, wat my herinner aan wat belangrik is. Dink gou daaraan. Die goed waarvoor jy nou aan dink, waaroor jy dankbaar is nie die goed wat altyd die belangrikste is nie. En jou dankbaarheidslys bring jou fokus terug na wat's regtig belangrik en waarvoor die Here jou geroep het. Gaan net sê, meeste mense wat kinders het, sê nou gesê my kinders is belangrik. Ek wil jou vra, hoe lyk jou week? Hoe lyk jou intentionaliteit na hulle toe? Nie net hulle ronddry om alle goedjies te bereik nie, maar hoe help jy daai kind om regtig te besef wie hy of sy is? Hoe lyk jou tyd soontoe? Hoe lyk dit wat vir jou belangrik is? Hoe lyk jou tyd? Hoe lyk jou energie? Hoe lyk jou call daartoe? Hoe lyk jou dieper doel daartoe? Na die goed wat jy voel, hierdie goed. Hierdie goed is waar my lewe gaan. Hier is die goed waar ek dankbaar is. Die Bybel leer ons en sê in 1 Tessalonisense, hy sê wees altyd deurbly. Moeilike konsep. Hy sê bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Wees altyd dankbaar. Sien, daar's iets wat ons soms vergeet as ons nie dankbaar is nie. Ons raak obviously ondankbaar as gevolg van klomp goed wat ons nie het nie. En dan begin ons, en baie keer die goed wat jy wil hê, daai goedjies is die goedjies wat vir hierdie pyl maar net in 'n rigting indruk wat jy voel maar nou mors ek my lewe. Ek sluit af met 'n skrifgedeelte. Waar is ons amazing band? Is dit nie incredible? Waar is Jana? Lana. Ek sê altyd Lana. Lana, jy speel gitaar en nou sing ek jy speel dromme. Ek is 4 weke weg. Is jy al getroud? Sit 'n grap. Incredible oor hoe hierdie kind net hierdie skills het. Amazing. Efesiërs 2 vers 10. Ag hoor gou wat ek vir jou sê asseblief. Hierdie is so belangrik en ek weet dis 'n ou bekende skrifgedeelte. Maar hoor wat sê die skrif? Hy sê want ons is sy maaksel. Geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het sodat ons daarin kan wandel. Die Engels sê we are recreated in Christ Jesus to do those good works which God predestined, planned beforehand so that we can walk in them. Dis so incredible om te weet, Here. Ek is nie net per ongeluk hier nie. Weet as ons met die studente gewerk het ons baie keer het hierdie kind vir ons gesê, maar weet jy wat, my ouers het my nie beplan nie. Ek het nie eintlik 'n doel in die lewe nie. My hele lewe in my skoolloopbaan voel ek's nie beplan nie. Sê ek maar jy verstaan nie, die Here sê ek het jou gevorm in jou moeder skoot. Ek het jou gemaak. I have created you. En jou deep purpose word gevind in die feit dat jy weet, maar God het my geskep. Ek kan nie hier sit en dink ek het nie 'n betekenisvolle lewe nie. Jy kan nie jou betekenis koppel aan 'n hiërargiese ding of 'n posisie nie. Nou is ek dit, nou beteken my lewe baie nie. Dis belaglik. Wie jy is terwyl jy wat jy doen, is 'n dieper betekenis as wat jy doen. En mag jy vandag net hoor wat die Here oor jou lewe sê. Mag jy vandag net dit vasmaak in jou hart om te sê, Here, dankie. Dankie dat my lewe in U is. Dankie dat U my gemaak het. Ek maak dit vas in my hart. Dat dit wie ek is die dieper doel in die lewe.